Wonderlike Here, baie dankie vir ons kosbare samesyn in hierdie dag ook. Dankie Here dat ons 'n geleentheid, 'n plek het Here om vir 'n wyle afgesny te word van dit wat daar buite aan die gang is. Dankie Here vir u genade oor ons. Reg Here het ons vanoggend so gepraat en gesê dat ons kan net dankbaar wees. So eenvoudige woordjie met so diep betekenis. En ons dankbaarheid streef uit na u toe, Here, soos wat ons gesing het, wat alles, u Here, wat alles in die palm van die hand vashou, u wat regeer oor alles, u wat in beheer is oor alles, vir u Here wat niks verborge is nie. Eer ons die Here vir u goedheid en die grootheid. Ons bring aan u in hierdie oggend die eer, die lof en die aanbidding van ons harte vir dit wat u in ons lewens doen. Dat ons altyd deur kan getuig dat die Here is met my. En met dit saam, Here, dat ons kan juig in 'n toekoms, 'n ewige toekoms saam met u. En nou, Here, vanuit u woord verwag ons in hierdie oggend ook dat u met ons sal kom praat. Ons kom wag, Here Jesus, dat u in ons harte sal kom werk. En ons kom vra, Here, dat u doel sal kom bereik in ieder en elkeen van ons lewens. Maak nie saak wat die omstandighede huidiglik is nie. Kom vra ons, Here, dat u wil sal geskied. U wil, Here, is ver bo ons in. U planne is baie beter as ons in. En Here, ons kom verklaar in hierdie oggend ook ons diepe afhanklikheid voor u. Want sonder u is ons niks. En Here, wil ons kom vra dat u self sal kom verheerlik hier in ons midde. Dat u sal kom spreek tot ons harte. En dat alles, Here, wat ons doen, dit wat ons sê, dit wat ons bedink, dat dit alles sal wees tot eer en verheerliking van u naam alleen. Ons bid dit in diepe afhanklikheid, met groot dankbaarheid in ons harte, in die naam van die Here Jesus Christus alleen. Amen. Goed, geliefdes, ons teks van oordeenking vind ons daar in vers 48. Vers 48 het die Here hierdie vroutjie die skare verdring en sy gaan raak die soem van die kleed van die Here Jesus aan en die Here Jesus draai om en hy sê toe vir haar: "Hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede." En na aanleiding van dit, geliefdes, wil ons graag met u praat onder die tema 'n geloof wat genees. So, ons vind nou vir die Here Jesus besig om sy hemelse roeping uit te leef. Ons vind hoe dat hy van plek na plek gaan om dit te verkondig vir dit wat hy gaan doen. En nou kom die Here Jesus terug hierso in Kapernaum en 'n skare van mense verwelkom hom daar. 'n Skare van mense oorrompel hom daar. En nou sien ons dat uit hierdie skare is daar twee mense wat hier vir ons uitstaan. 'n Vrou wat swaar laste gedra het en wat hierdie laste met die Here Jesus wou deel. En dan vind ons ook nou 'n man met die naam van Jairus. En die kontras van hierdie twee mense is eintlik baie mooi as jy die fynere detail gaan kyk. En met dit alles saam, dit wat die Here Jesus ook so vir hulle gedoen het. Jairus byvoorbeeld was 'n man gewees wat geld gehad het. Hy was 'n owerste. Wat beteken dit dat hy het nie 'n kredietkaart gehad vol met skuld nie. Soos Filemon wat ons laasweek oor gepraat het nie. Jairus het
Hulp gesoek vir iemand anderste. Hy het nie hulp gesoek vir homself nie, hy het hulp gesoek vir sy dogter. En nou vind ons ook hier die vrou. Hierdie vrou wat ons nou net na toe gaan verwys, sy het nie geld gehad nie. En sy kom ook na die Here Jesus toe, maar nie vir iemand anderste nie, maar sy kom na die Here toe vir 'n persoonlike nood. Hierdie vrou het vir 12 jaar lank gesukkel met hierdie bloedvloeiing en Jairus se dogter is 12 jaar oud toe sy siek geword het. So vir die tydperk wat Jairus se dogter geleef het, vir so lank was hierdie dame siek, het sy gelei aan hierdie ernstige siekte. Jairus het gekom en hy het die nood geopenbaar. Almal het gehoor, almal het geweet dat sy dogtertjie lê op sterwe, terwyl hierdie vrou hierdie nood binne haar gekoester het. Sy het dit aan niemand geopenbaar nie, sy het vir niemand gaan vertel nie. Sy het met hierdie ding hier in haar gemoed geloop en gehoop dat die Here Jesus haar sal kan reinig van dit. En hierdie vrou kom na die Here Jesus toe met groot geloof. Jairus kom na die Here Jesus toe met 'n groot hoop. Groot verskil. Maar hulle albei se verwagting in dit wat die Here Jesus kan doen, bring 'n groot verskil. En ek wil meer fokus in hierdie oggend op daardie vrou. Want in Matteus lees ons dat hoe dat sy daar staan en by haarself sê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. Nou in die mediese terme van vandag, as jy die kleed van iemand kan aanraak, is daar geen waarborge op genesing nie. As julle my soet gaan kom aanraak, ek's jammer, julle gaan nie genees word nie. Daar's geen waarborg vir dit nie. Dit was nog nooit 'n praktyk gewees dat iemand se kleed moet aanraak om genees te word nie. En nou kom sy en sy staan hier met hierdie geloof en hierdie groot verwagting dat as ek maar net die kleed van die Here Jesus kan aanraak, dan sal ek genees word. En geliefdes, so het dit gebeur. Jy weet, hierdie skare staan daar en sy dring deur die persone, sy stoot mense uit die pad uit om daar by die Here Jesus uit te kom, en toe sy daar by hom aankom, toe gaan raak sy die soon van die Here Jesus aan, en net soos wat haar geloof was, net soos wat sy gehoop het, net so het dit gebeur. Dadelik het hierdie bloedvloeiing, waarmee hierdie vrou vir 12 jaar lank al sukkel, het dit in 'n oomblik in 'n oogwink net opgedroog. Dis weg, dis gone. Ek kan myself nie indink hoe sy in daardie oomblikke moes gevoel het nie. Ek kan myself nie indink die verligting wat deur haar gemoed gegaan het, toe sy besef het dat hierdie ding waarmee ek sukkel vir die afgelope 12 jaar is in 'n oomblik en 'n oogwink net weg nie. Sy's herstel. En nou, nadat die Here Jesus gemerk het dat daar krag vanuit sy liggaam uitgekom het, sê hy vir haar, toe sy na hom toe kom, sê hy vir haar, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Jou geloof het jou gered. Nie die feit dat jy die soem van my kleed kom aanraak het nie. Nie die feit dat jy 'n goeie mens is nie. Nie 'n feit dat jy al die pad geloop het van daar tot hier nie. Maar die geloofsdaad wat jy in aksie gesit het, dit het jou gered. En geliefdes, ek wil vir u sê dat ons is baie keer niks minder as hierdie vrou nie. Niks minder. Ons sit baie keer met 'n kwaal hier in ons liggaam wat ons lewens so affekteer. Geliefdes, baie keer loop ons ook rond vir baie lang tydperke met goed in ons lewens wat ons net nie kan uitsorteer nie. 12 jaar lank het hierdie vrou rondgeloop met 'n kwaal in haar liggaam wat sy kon dit nie genees nie.
kon nie. 12 jaar lank het sy gaan raad soek by mense wat absoluut niks vir haar kon doen nie. Inteendeel het hierdie mense haar net gehelp om haar situasie te vererger. En nou gaan ons terug na die skrif toe en ons sien hoe dat die woord vir ons leer dat die Here Jesus aarde toe gekom het om vir ons sondes te sterf, maar meer as dit, het hy ons krankhede op hom gedra. En geliefdes, dis nie net daar waar dit gestop het nie, dit gaan verder. As ons net kyk na die voorspelling in Jesaja 53, staan daar nogtans het hy ons krankhede op ons geneem en, belangrik dat ons sal let op daai woordjie en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Ek wil hê dat jy moet let op daardie woorde waar hy sê dat hy het ons krankhede op ons geneem en ons smarte. Want alhoewel die Here Jesus hierdie vrou fisies genees het, is dit nie al genesing wat in haar lewe plaasgevind het nie. Glad en al. Daar is baie meer genesing wat ons hieruit kan haal en hierdie smarte wat sy in haar lewe ook gedra het. Dit het die Here Jesus ook in 'n oomblik in 'n oogwink kom vernietig. Dit is so dat die Here Jesus genees baie siektes wat voor oë is. Baie siektes wat ons liggame tuister wat in die openbaar is en almal kan dit sien, maar met dit saam is daar baie dinge wat hy ook genees wat niemand sien nie. Daar is baie dinge wat hy kom genees waarvan niemand weet nie. Geliefde, u mag vanmôre hier sit met 'n bedroefdheid in u hart, 'n ongelukkigheid, iets wat jare terug gebeur het. Iets wat jou vrede kom steel, iets wat elke dag net meer en meer aan jou vreet. En geliefdes, hierdie vrou kom wys vir ons dat 'n lewe van geloof kom genees dit volkome. Dit bring vir ons volkome genesing. En so gaan ons vanmôre kyk na 4 aspekte. 4 aspekte toe sy die soem van die Here Jesus aangeraak het. Wat Jesus vir haar gedoen het en in watter areas sy oralste genees was. Die eerste een waarby ons stil staan is dat ons sien dat natuurlik die Here genees fisies. Daarin hou ons vas aan daai teksvers wat sê 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. En geliefdes, ek wil net weer die klem lê dat 12 jaar is 'n baie lang tyd. Dis nie 'n verkoue wat ons vir 2 weke tuister en ons drink 3 Panados en 2 Septoguards en dan gaan ons aan met ons lewe nie. Sy het hierdie siekte gedra wat haar lewe heeltemal ondraaglik gemaak het. Haar lewe was in 'n posisie gewees waar sy nie eers by mense kon uitgekom het nie. Die skaamte wat ons kinders hier, so ek wil nie in te veel detail ingaan nie, maar die skaamte wat hierdie vrou met haar saam moes gedra het vir 12 jaar lank. En dan moet ons ook onthou dat die medisy was nie soos in vandag se tyd waar ek net apteek toe kan kry, 'n voorskrif kan kry en dan gee hulle vir my 610 pille en dan hoop en bid ek dat halfte van hulle werk nie. Dag in en dag uit, vir 12 jaar lank het hierdie vrou geloop met hierdie kwaal in haar liggaam. Geliefdes, vir 12 jaar lank moes hierdie vrou elke liewe dag wakker geword het en gewonder het, wat kan ek vandag doen om hierdie ding te verbeter? Vir 12 jaar lank het sy gaan slaap elke aand met die wete dat ek gaan môre wakker word met hierdie ding. Hierdie bloedvloeiing moes ook 'n groot tol op haar liggaam gevat het. 'n Konstante verlies van bloed. Groot tol op haar liggaam. Fisiese simptome van die verlies van bloed is moegheid. So vir 12 jaar lank was hierdie vrou moeg. Hartklopings, kortheid van asem, hartversaking, lighooftigheid, koors weens infeksies en nog baie meer wat ons kan opnoem as jy so baie bloed die heeltyd verloor. Om jouself in te dink dat sy met dit geleef het vir 12
jaar lank. Ek kan myself nie indink hoe sy moes gevoel het nie. Ek kan myself nie indink hoe sy deur hierdie lewe moes gegaan het nie. Al hierdie pyne en skete is in een oomblik weg kon toe sy die kleed van die Here Jesus aanraak. Haar moeilikheid van die afgelope 12 jaar is in 'n oomblik weg. Dis soos om te sit met daai kredietkaart en daar's talle skuld daarop en dan kom SARS en hulle betaal vir jou 'n mooi ietsie uit. In 'n oomblik, in 'n oogwink is jy verlos. Sjoe, dankie tog. Vir 12 jaar lank, geliefdes. En nou wys die Bybel vir ons in Lukas 13 vers 11. Daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid 18 jaar lank gehad het en sy was in mekaar getrek en glad nie in staat om reg te kom nie. En toe Jesus haar sien, roep hy haar en sê: "Vrou, jy is van jou krankheid verlos." 18 jaar sukkel sy met 'n probleem. Die Here Jesus kom in 'n oomblik en 'n oogwink en hy vat dit weg. Johannes 5 vers 5 tot 9 lees ons en 'n sekere man was daar wat 38 jaar aan sy siekte gely het. Toe Jesus hom sien lê terwyl hy geweet het dat hy al 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom: "Wil jy gesond word?" Dink net aan daai vraag. Wil jy gesond word? Jy's 38 jaar siek. En die Here Jesus vra: "Wil jy gesond word?" Die sieke antwoord: "Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie. En onderwyl ek kom, gaan daar 'n ander een voor my in." Jesus sê vir hom: "Staan op, neem jou bed op en loop." En dadelik het die man gesond geword en sy bed opgeneem het geloop. Ek weet nie wie van julle The Chosen kyk nie, maar hierdie gedeelte is so mooi uitgebeeld daar in The Chosen, hoe hierdie man daar langs die kant lê en elke keer wat hy na die water wil gaan, as hy daar kom, is sy kans verbrou. Vir 38 jaar lank sukkel hy en die Here Jesus kom en in 'n oomblik en 'n oogwink verander hy sy lot. En net soos hierdie gevalle, geliefdes, is daar nog baie ander kosbare getuienisse wat ek selfs het in my eie bediening van hoe die Here Jesus kom genees het. Hoe hy kom aanraak het wanneer ons in geloof na hom toe gaan. Wanneer ons hom vertrou. Want fisies vir hom is daar niks onmoontlik nie. Hy het ons liggame so in mekaar geweef. Hy het ons hele menswees bymekaar gesit. Hy is ook in staat om elke probleem op te los. Elke kwaal. Hy kan. Maar die geloof moet daarin wees dat as ek net die soem van sy kleed sou aanraak, dan sal ek miskien genees word. Dis waarby ons moet uitkom. Nee. Ons geloof moet nie daar wees met 'n miskien nie. Die Here werk nie met 'n miskien nie. Moet hom vertrou dat hy wel kan en sal genees. Die tweede gedagte wat ons hierin moet raak sien, is die Here genees nie net fisies nie. Hy genees ook emosioneel. Levitikus 15 vers 19 sê, en as 'n vrou 'n vloeiing het, soos wat hierdie vrou nou gehad het, en die vloeiing in haar vlees bloed is, dan bly sy 7 dae lank in haar onreinheid, en elkeen wat haar raak, sal tot die aand toe onrein wees. Dit was die reperkusies vir hierdie bloedvloeiing. En nou as ons na die teks kyk, en dan sien ons daar dat 'n vrou wat net 7 dae, weer eens, ek gaan klem lê op 12 jaar. 12 jaar was sy onrein as iemand haar aanraak. Niemand mag naby haar gekom het nie. Niemand mag haar gesien het in die toestand wat sy was nie. Niemand mag vir haar hulp gebied het of vir haar ondersteuning gegee het, juis oor die feit dat sy onrein was nie. Niemand mag selfs op dieselfde bankie as sy gesit het nie. Niemand mag vir hierdie arme vrou vir 12 jaar lank 'n drukkie gegee het nie. 'n halwe dag. En ek so klaar 'n drukkie. Ek gaan staan klaar voor my vrou met oogies. En my net lief. Vir 12 jaar lank het sy niks van dit beleef. Dink jouself in. 12 jaar lank.
12 jaar lank is sy verwerp deur al wat 'n mens is. Eenkant gesit, weggeplaas, verstoot. Oral waar sy gekom het, moes sy vir mense gaan vertel het, hoor ek het hierdie onreine kwaal in my liggaam, en elke keer as mense gehoor het, sy het hierdie onkwaal leer, dan soos 2020, toe COVID uitgekom het. Jy weet, maskers, gloves, sanitizer, the works. Geliefdes, verbeel jouself hoe sy emosioneel moes gevoel het. Verbeel jouself die verlange wat sy moes gehad het na liefde. Die verlange wat sy moes gehad het om net met mense te sit en gesels. Dit wat ons so lekker daar agter doen by die koffie en tee. Maar vir Jesus het dit nie saak gemaak nie. Vir Jesus het dit nie saak gemaak dat sy onrein was nie. Vir Jesus het dit nie saak gemaak dat sy hierdie bloedvloeiing gehad het nie. Die Here Jesus kom en hy kom genees haar en hy plaas haar weer emosioneel terug waar sy behoort te wees. Hy herstel weer daardie koneksie met haar medemense. Hy herstel weer die feit dat sy na 'n tannie toe kan gaan en sê, tannie, ek het 'n drukkie nodig, en die tannie kan vir haar 'n drukkie gee. Sy kan uiteindelik na 12 jaar lank weer op iemand se skouer gaan huil en sê, weet jy wat, die petrolprys maak my dood en ek weet nie hoe ek hierdie week by die werk gaan kom nie. En met dit saam sê die Here Jesus vir haar, gaan in vrede. Hy sê vir haar, gaan soos wat jy wil. Gaan waarna toe jy wil. Gaan praat met wie ook al jy wil. Gaan doen wat jy wil. En geliefdes, ons sit baie keer met emosionele wonde hier binne ons, wat niemand anders te raak sien nie. Ons sit met goed wat ons uit die verlede uit saam met ons dra, wat ons keer op keer kom vernietig. Ons sit met hierdie baggage, wat ons net nie weet hoe van om ontslae te raak nie, maar dis nie ten goeie nie, dis ten slegte. En baie keer weet ons nie wat om daarmee te doen nie. Ons weet nie hoe om dit te hanteer nie. Maar die Here Jesus kom wys vir ons dat hy kan ons daarvan ook genees. Kosbaar is dit nie. Hebreërs 4 vers 15, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelyde kan hê nie. Hy ken al ons swakhede. Hy weet waar ons gefouteer het. Hy weet van elke liewe ding in jou lewe, en met dit saam is maar nie een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Hy kan daai las saam met ons dra. Hy is ons hoëpriester, wat ons nie net fisies genees nie, maar al hierdie emosionele wonde wat ons so saam met ons dra, kan hy ook ons van genees. Hy kan. Ek meen, daar in Johannes hoofstuk 11 lees ons hoe dat die Here Jesus by die graf van Lazarus gekom het, en wat doen hy? Hy ween. Die empatie wat hy saam met ons het, die medelyde wat hy saam met ons dra. En ons hoef nie na die mensdom vas te kyk oor wat hulle van ons dink en wat hulle van ons sê nie. Geen mens gaan jou emosionele baggage kom wegvat nie. Maar Hebreërs 4 vers 16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade gevind om op die regte tyd gehelp te word. Maak nie saak wat dit is nie. Maak nie saak wat daai tannie van my laasweek gesê het nie. Ek kan met vrymoedigheid daar by die voete van God gaan los, en hy sal my daarvan genees. Maak nie saak wat gebeur het in my kinderdae nie. Maak nie saak nie. Die Here Jesus is daar om ieder en elkeen van ons te genees. Hy het dit vir haar gedoen. En geliefdes, hy wil dit vanmôre vir ieder en elkeen van u ook kom doen. Met dit saam het hy haar fisies genees, hy het haar emosioneel genees, en nou kom hy en hy kom genees haar ook geestelik. Hy sê, jou geloof het jou gered. Geliefdes, omrede hierdie vrou hierdie fisiese probleem gehad het, vir 12 jaar lank, kon sy die Here nie aanbid soos wat sy wou nie. Sy kon nie kerk toe gaan nie.
Sy kon nie aandiens toe gaan nie, sy kon nie vroue bidheer toe gaan nie, sy kon niks gedoen het nie. Sy is by haarself, daar eenkant. En as gevolg van haar kondisie was sy nie toegelaat rondom mense nie. Sy kon nie in die tempel ingaan nie. Sy kon nie 'n offer aan die Here gaan bring het nie. Maar toe sy by die Here Jesus uitkom, toe genees hy haar ook geestelik. Nadat sy van haar kwaal genees was, kon sy weer vrymoediglik, met die grootste vrymoed, kon sy na die tempel gaan om te hoor wat die Here vir haar wil sê. Sy kon met vrymoedigheid gaan om te hoor van hierdie God wat haar wel genees het. En so kan daar gesien word hoe hierdie genesing van hierdie vrou verder as net die liggaam as die kwaal was wat in haar liggaam was. Want geliefdes, net so is ons baie keer ook nie geestelik op 'n plek waar ons behoort te wees nie. Ons is nie. Baie keer is daar omstandighede van buite wat ons geloofslewe kom verdring. Baie keer is daar dingetjies en daadjies wat gebeur, omstandighede wat ons so 'n bietjie terugvat. Wat ons so 'n bietjie van die Here af wegvat. Want hoe kan 'n God van liefde mos nou al hierdie goed toelaat? En geliefdes, so kom hierdie dingetjies en jy weet dit vat ons net terug en terug en terug en terug en terug. En uiteindelik vind ons daai kosbare verhaal in Matteus hoofstuk 11 waar die Here Jesus staan daar tussen die skare en die mense is besig om heen en weer te hardloop op soek na antwoorde. Hulle is by die persoon, dan is hulle by daai persoon, dan gaan hulle soen toe, dan is hulle hier, dan is hulle daar, dan probeer hulle daai ding wat die oom gesê het en daai raad wat daai tannie gesê het, en die Here Jesus staan daar eenvoudig en hy sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal vir julle rus gee. Liefdes, die lewe is so gejaag dat dit so maklik is om jou geestelike lewe te laat agteruitgaan. So maklik. Geliefdes, dis so maklik dat jy op 'n plek kan kom waar dit voel, ek voel nie meer die teenwoordigheid van die Here nie. Dit kan so maklik wees waar dit vir jou in 'n erkenning kom om te sê dat die stem van die Here is alweer stil. En met dit saam staan die Here Jesus daar en hy sê, kom, almal wat vermoeid en belas is. Maak nie saak wat se omstandighede jy heiliglik saam met jou dra nie, maak nie saak van dit waarmee jy besig is of hoe vinnig jou kurrikulum is of hoe vol beperk jou dagboek is nie, kom net. En die belofte daarmee saam dat ek sal vir julle rus gee. Ek sal. Beloof jou, ek sal. Johannes 6 vers 35 lees ons hoe Jesus vir hulle sê, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Die Here nooi ons na hom toe vir geestelike herstel. Dit maak nie saak van jou agtergrond nie. Dit maak nie saak van waar ons vandaan kom, of hoe ook al sy nie. Die Here beloof, Johannes 6 vers 37, al wat die Vader my gee sal na my toe kom en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Nooit. Hy sal. Hy's daar vir geestelike herstel ook. Ons hoef nie te komkommer wat die Here sal sê as ons na hom toe kom nie. En geliefdes, baie keer is ons so skaam vir dit wat God klaar weet. Ek kan nie na die Here toe gaan met hierdie ding van my lewe nie. Hy weet daarvan. Hy sien dit. Hy sien wanneer ek van my broeder skinder. Hy sien dit. En nou is ek skaam daaroor om nie in sy teenwoordigheid, hy weet dit. Maar hy is daar om ons geestelik weer op die plek te sit waar ons behoort te wees. Geliefde, u weet vanmôre waar u met die Here staan. U weet as u op 'n geestelike hoogtepunt of op 'n geestelike nederlaag in die lewe, u weet dit. Elkeen weet dit. Ek kan ongelukkig nie daai vraag vir u antwoord nie, maar u weet dit. Die Here Jesus staan vandag net so, dat hy vir daai vrou gestaan het en hy sê vir u ook vanmôre, kom, ek herstel jou geestelik.
Kom ek herstel my verhouding met jou. Kom ons kom weer op 'n plek waar ons daagliks, uurliks met mekaar gesels. Ons stap die pad saam. Want God is daar om ons te genees. Net so kom die Here ook in ons 4de gedagte en hy red, genees haar geloof. Lukas 8 vers 43, 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het en wat haar hele vermoë aan geneesheer uitgegee het en deur niemand gesond gemaak kon word nie. Sien nie waarop het sy eerste gaan vertrou? Haar eerste reaksie was nie dat ek met die Seun van Jesus gaan aanraak nie. Sy het eers by al wat 'n dokter is, by al wat 'n professeur is, by al wat 'n ou is wat sê dat die wederkoms is die 23ste, 24ste September, sy het by al daai mense eers gaan raad vra. By hulle almal. Markus 5 vers 26 sê en veel onder baie geneeshere gelei en al haar besittings uitgegee het sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het. So sy het haar goed gaan verkoop met die hoop dat sy daai ou sal betaal om haar te genees. En toe's dit nog erger as wat dit voorheen was jy al ooit gescam? Ja, hier is so scams in die Bybel. Nie nou dit. Bring vir my R500 en ek maak vir jou moetie en dan jy gaan hom opvryf hierso en dan's alles mooi, alles reg, alles verby. Dit was waarop haar geloof was op die mense rondom haar. En dit het haar geen uitkoms gebied nie. Maar met dit saam kom die Here en hy genees haar geloof daardie oomblik toe sy besef dat is net Jesus wat dit kan doen. Dis net God wat hierdie wonderwerk in my lewe kan laat plaasvind. En nou is dit kosbaar om te sien dat deur Jesus het haar nie gevra om vooruit te betaal nie. Hy het haar nie gevra om 'n deposito te sit en 'n konsultasie fooi en dan daarna nog 'n rekening gestuur vir die werk wat gedoen is nie. Hy vra absoluut niks. Hy los haar in haar finansiële toestand net so, want hy is nie daar om ons geld te vat nie. Was nog nooit, sal nooit wees nie. Dis wat ons vir hom gee ons uit 'n dankbare hart. En nou kom plaas sy haar vertroue in hom. En daai vertroue bring vir haar genesing. Wat dink julle het sy op pad huis toe gesê toe 'n persoon gehoes het? Gaan na Jesus toe. Gaan na Jesus toe. Daai dokter het my gescam, R500. Geen help nie, gaan na Jesus toe. Hy red haar geloof. Hy red haar geloof in die sin dat hy is die enigste een wat dit kan doen. Hy is die enigste een wat 'n uitkomste kan gee. En geliefdes, ons sit baie keer met uitdagings. Met uitdagings voor oë en ons weet nie hoe ons dit gaan deurmaak nie. Ons nie idee nie. Ek onthou toe ek pa geword het in Katrein. Dat ek die Here, hoe gaan ek dit doen? Hoe? Ek het nie 'n voorbeeld gehad as 'n pa nie, ek het niks gehad nie. Hier staan ek. Al wat ek kon doen is ek kon vir die Here vra, Here, wys my. Hier by die 22ste raak dit malskraap. Maar ons kort nog daai petrolgeld om by die werk te kom. Waarop vertrou ons? Waarop vertrou ons? Ons kyk na die toestand van ons volk en al die klas van goed. Ek en u gaan nie 'n verskil bring nie, maar God kan. God kan dit. God kan enige omstandigheid in jou lewe kom en dit radikaal kom verander. Die vraag is net, is jy nog besig om rond te hardloop van die een geneesheer tot die volgende geneesheer met die hoop dat as ek my R500 daar gaan betaal, hy vir my die uitkoms gaan gee, of was hy al ten volle by die Here Jesus om jou geloof in hom te plaas? Psalm 37 vers 3, vertrou op die Here en doen wat goed is, bewoon die aarde en beoefen getrouheid. Verlustig jou in die Here en dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Dis 'n belofte, hy sal. Spreuke 3 vers 5, vertrou die Here met jou hele hart, steun nie op jou eie insig nie, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak. Dis 'n belofte,
Sal jou paaie gelyk maak. En soms voel dit dat ons ry op 'n grondpad en alles rattel uit mekaar uit. Soos 'n Toyota bakkie. Alles wil net afval. Daai speeltjie sien jy maak so. Here, hoe gaan ek hier deurkom? Hoe gaan ek die berg oorwin? Dit is alleenlik die Here wat dit vir my kan doen. Dit is alleenlik die Here wat jou geloof kan kom genees. Maar daai genesing vind plaas wanneer ek sien wat hy vir my doen. Die geliefdes, die enigste manier om te sien wat hy vir my doen, is om naby genoeg aan hom te leef, sodat ek dit kan aanskou. Anders sal ek dit nooit kan sien. Geliefdes, hierdie vrou het vir 'n baie lang tyd in 'n kwal gelei, waarby niemand haar kon help nie. En eers toe sy haar vertroue in die Here gaan plaas het, is sy dadelik genees. Dit was nie 'n tydelike oplossing nie. Dit was nie kom oor 'n week terug en ons sien hoe gaan dit dan met jou en ons ondersoek jou weer nie. Dit was onmiddellik klaar gedoen, genees. En met dit saam, uit hierdie verhaal van hierdie vrou, kan ons baie duidelik sien, dat die Here genees nie net daai kwaal genees nie. Hy het die ander aspekte ook kom genees. Hy het haar weer volkome kom maak. Die fisiese siekte was genees. Prys die Here. Maar dit het alleenlik plaasgevind omdat sy na hom toe gegaan het. En met dit saam is sy weer emosioneel genees. Kon weer by haar mense uitkom. Sy kon aansluit by die normale samelewing. Geestelik, sy weer genees, sy kon tempel toe gaan, sy kon die God aanbid, wat vir haar hierdie wonderwerk gegee het. En met dit saam was haar geloof ook genees. Al haar vertroue, al haar planne, elke liewe ding van haar lewe het sy weer aan God toe gaan vertrou. Elke liewe ding. Die geliefdes, vandag kom praat die Here met ons om net vir ons te sê, vir ons te laat besef dat daar is genesing vir ons. Daar is genesing vir ons. Daar is liggaamlike genesing. Vir 'n kwaal wat dalk in jou liggaam mag heers. Daar is emosionele genesing. Vir al daai baggage wat ons die hele tyd saam dra, net nie wil van laat gaan nie. Die Here wil ons genees. Die Here kom wys vir ons dat daar is geestelike herstel ook. Dat ons weer op die plek kan kom waar ons hom kan aanbid. En met dit saam is daar ook geloof. Genesing vir ons geloof om net weer eens te besef, dis net hy. Dit was altyd net hy, dit is altyd net hy en dit sal altyd net hy wees. Geliefdes, wil u nie vandag besef dat dit alleenlik die Here is wat genesing volkome kan bewerkstellig. Die wêreld daar buite is vol leë beloftes. Vol beloftes. Gee my R50 en ek fiks jou. Maar dit bly leeg. Dit bly tydelik. Dit bly eensaam. En na 'n maand, 2 maande, dan sit ons weer in dieselfde posisie waar ons gesit het in die begin. En so kom die Here en hy nooi ieder en elkeen van ons. Om net weer op daai plek te kom soos daardie vrou, ten spyte van die skare rondom ons. Dat ons regtig die moeite sal doen om onsself daar te verdring, ten spyte van wie voor ons staan, uit jou pad uit, al die obstacles wat voor ons is, uit die weg te ruim, om by Jesus uit te kom, om sy kleed aan te raak. As sy kleed aangeraak is, sal daar vir ons volkome genesing wees. Die Here praat miskien vandag met jou hier in jou hart, om te sê, ek wil dit vir jou genees. Ek wil hierdie ding by jou kom wegvat. Ek wil jou weer kom herstel. Liefdes, moenie laat die kans verbygaan. Moenie dat hierdie genade tydperk en die stem van die Here wat in jou weer galm, nie dat dit verbygaan. Roep hom aan terwyl hy nog bevind is. Amen. Kom ons bid saam.
Ons Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons hierdie verhaal het van dit wat U fisies in 'n persoon se lewe kom doen het. Baie dankie, Here, dat ons kan weet dat daar genesing vir ons ook is. Here, is daar vandag iemand hier in hierdie kerkgebou wat vaskyk in daardie element. Dalk vaskyk weens 'n kwal in die liggaam wat net nie wil verbygaan nie. Here, is dalk iemand hier vanmôre wat sit met emosionele wonde wat nog nie genees is nie. Here, ons dalk iemand hier. Ons sien dit nie, Here, maar U sien hulle wat geestelik nie op die plek is waar hulle behoort te wees nie. Wie se geloof nog nie heeltemal in die naam van die Here Jesus geanker is nie. Ons kom vra, Here, dat U hulle in hierdie môre sal kom besoek. Here, dat U die naprediker van U woord sal wees. Here, dat U ons 'n onrustigheid sal gee oor daai klein dingetjies wat ons nog weghou en dat ons na U toe sal kom en Here, daarvoor sal kom vrede kry. Here Jesus, ons vertrou dat U ook daardie werk sal kom doen. Ons vertrou, Here, dat U volkome genesing sal kom bied. En in en deur dit alles, dat ons U naam daardeur ook kan verheerlik. Dankie, Here, dat ons dit met vrymoedigheid nou by U voete kan kom los. Dankie, Here, dat U na ons kyk met die medelyde, dat U verstaan waardeur ons gaan. Dankie, Here, dat ons dit nou by die kruis kan kom los en weet, Here, dat U ons ook so sal genees. Ons eer dat U wat die goeie werk in ons lewens begin het, dat U ook die een is wat daardie werk in ons lewens sal volëindig. Ons bid dit, Here, in diepe afhanklikheid, met groot dankbaarheid, in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.